voorreg wat ek het om vandag die woord te mag bring. Dankie Here vir die voorreg wat ek het om die naam groot te kan maak, want my vrou is terug, Here. Chantal is terug, dit gaan beter met ons vrouens, Here. Hulle is gesond, want U is goed, Here. Ons prys U. En daarom wil ons op hierdie geleentheid neem, Here, om vir Heinrich voor die voete te kom plaas. Here, ons bid dat U daai vingers sal aanraak. Dankie Here dat U hom sal vashou in die holte van U hand. En dat die seëning op sy lewe ook sigbaar sal wees. Ons bid vir Magda, sy vrou kom bystaan. Dankie dat U ook haar liggaam aanraak en liggaam, siel en gees sal sy genees in die naam van Jesus. Here, dankie vir elke boetie en elke sussie wat hier sit vandag. Hulle wat 'n behoefte het, hulle wat honger is om meer van U te hê, om meer soos U te wees. Here, dankie dat U dit vir hulle vervulling bring. Dankie dat U getrou is en dankie dat daar niks is wat U nie kan wil of sal doen, Here. As ons opreg is met U, dan is U opreg met ons, Here. Wanneer ons omgee vir U, dan gee U om vir ons. Here, U is 'n Vader wat gee wanneer ons gee. En ons dankie, Here, vir U voorreg wat ons het in die begin van hierdie jaar net die naam te kan groot maak en U te kan sê, Here, ons kyk met 'n verwagting dat dit in die toekoms hou, want ons weet U is deel daarvan. Here, dankie ook dat U vanoggend vir my die woord gee. Dankie dat U my gedagtes seën en dat U my lippe salf. En dankie Here dat hierdie woord wat uitgaan 'n verskil sal maak in mense se lewe. Dat hulle dit van die begin van hierdie jaar af sal toepas en dat hulle die verskil in hulle lewe sal ervaar, Here, want U is die waarmaker van die woord. Baie, baie dankie Hemelse Vader dat U my gedagtes seën, dat U my lippe salf. Ek bid dat U die voorgrond sal kom, dat U die agtergrond sal verdwyn, Here, dat in die naam van Jesus verheerlik sal word, deur elke woord wat gespreek word en elke ding wat gedoen word, Here. Ons eer U en ons loof, ons prys en ons dankie want U is goed vir ons en ons prys U kosbare wonderlike heilige naam. Amen. Amen. Ons gee Here op. Ja, het is lekker om die Here te dien. Amen. Ek wil hier kom en ek sien al die vriendelike gesiggies. Ek was sommer in die Kaap agtergebly, want ek julle nou sien as 'n blikster. Ja, dat is lekker. Familie te, is lekker om 'n koning te hê vir wie ek kwaad kan sê. Amen. Dat maak ons prins en prinsesse. Nou ja, hier waar ons in die begin van die jaar staan, kan ons nog maar 'n bietjie terugkyk en as ons nou heel eerlik is. Die wat besluit het jy gaan fikser wees hierdie jaar, het jy iets omtrent gedoen? Die wat besluit het ek gaan 'n beter pappa of mamma wees of ek 'n beter eggenoot of eggenote wees, het jy al iets aan gedoen? Of gaan dit nog gebeur? Weer pas deur die jaar is nog kort. Ek hoop jy sê dit moet gebeur nie totdat jy dit nie begin laat gebeur. Amen. Amen. Julle is vandag by die kerk, soos ek gesê, julle is my 1 of 2 dienste voor. Maar ek gaan vir jou opvang deur die jaar en laat ek net sien jy raak agter. Ja, dit is lekker. Wie van julle wat hier is vandag verlang 'n voorspoedige jaar uit God se hand? Ja, amen. 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 Ja, kom. Kan ek sommer vir ons almal opsteek? Skouer gaan ook nog regkom. Ja, ek gaan. As ons 'n voorspoedige jaar wil hê, as ons 'n voorspoedige lewe wil hê, as ons voorspoedige ouerskap wil hê, as ons 'n voorspoedige verhouding wil hê, dan moet ons iets doen in die saak. Voorspoed kom nie sommer net nie. Teëspoed kom sommer net. Nee. Maar as net God wat voorspoed gee, die duiwel gee teëspoed, en as jy nie God die eer gee nie, dan gee die duiwel eer. Want eer gaan jy eer. Mense is gemaak om te aanbid. En of jy bewustelik of onbewustelik bid, jy is besig met gedagtes. En of jou gedagtes wat jy bring eer aan God, of dit bring nie eer aan God nie. Maak jy dan so 'n bietjie graas, né? Ja, maar is Nie daar nie. Ja. Hierdie ook. Net as ek asemhaal, so gaan nie asemhaal nie. Right. So as jy 'n voorspoedige jaar uit God se hand wil ontvang, dan moet ons vandag nie die besluit neem nie. Ons moet vandag begin. Ja. Die besluit moes jy reeds geneem het. Amen. Maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons, Matteus 5 vers 37. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Jou ja moet ja wees en jou nee nee. Jy het nie nodig om te verduidelik nie. Want as jy 'n verduideliking moet aanwend, dan soek jy verskoning. Is ek reg? Pastoor sê jy bid, ja.
Pastoor sê jy bid. Ja, maar jy weet ek is hierdie week bietjie besig en ek het die en daai. Wil jy bid? Nee, jy wil nie bid nie, soek 'n verskoning. Sal julle die kerk kom skoonmaak hierdie jaar? Ja, pastoor, maar ek wil nie maar nie, ek soek net ja. Kyk. Want maar is 'n verskoning. Daar's 'n rede hoekom ek nie kan doen wat ek wil doen nie, dis hoekom ek sê maar. Want as ek doen wat ek wil doen, het ek nie nodig om te sê maar nie. En ek praat nie nou van gewig nie, ek praat van 'n rede hoekom ek dit nie te doen nie, né? So. En ons stem almal saam dat die Bybel is vol waarhede en vol wyshede. Luister wat sê Jakobus. As julle ja sê, moet dit ja wees. En as julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Dis in Jakobus 5 vers 12. Ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Ons daar by Plettenberg baie dat jy na een stewige opdraandery waar jy daar van poortjies af kom in die dorp in. Tot die 31 Desember. Rustig. Daai 1 Januarie hang die tonge hier so uit. En die mense sweet. Want hulle besluit hulle gaan begin draaf. En hulle daai opdraand gevat. Gelukkig by elke opdraand is daar afdraand. Nee, niks is net gelyk nie. So aan die ander kant is daar afdraand, maar dan moet jy breek, anders hardloop jy die see in. Nou wonder ek vandag, hoeveel van die mense wat daai 1 Januarie begin hardloop, wat hardloop nog? Amen. Want jy sien, ons doen ons net 'n ding wat ons besluit het en dit nog lekker is. As 'n pappa nou 'n babietjie vashou, as hy babietjie net gebore is, as jy so trots, hier is my prokureur, hier gaan 'n sanger wees, hier gaan 'n dit en daai gaan 'n dat, né? En hy selfe kind klap ek teen die kop as hy 4 jaar oud is en sê, luister, jy's onnoosel, jy's stout, ek wil niks met jou te doen hê nie. Is jou ja en jou nee. Ek dink nie so nie. As 'n kind by sy pa kom op 'n Vrydag aand en hy sê, "Pappa, kan ek gou kafee toe gaan en my koeldrank gekoop?" En sê, "Jy weet jy loop nie rond in die aand nie. Dis donker." Saterdag aand as pappa se niks klaar as tiener, hy sal moet jy na dieselfde kafee toe om dieselfde koeldrank te koop, want pappa is dors. Jou ja is ja en jou nee is nee. Jy moet konsekwent wees. Want jou kind gaan dink jy's 'n loser. Ek mag nie vir my gaan koeldrank koop nie, maar ek mag vir pa gaan koeldrank koop. Exactly. Maar jy moes gister al saam geloop en dan het jy niks gehad, né? Ja. So, wat ek vir jou sê, my liewe broer en suster, is ons moet konsekwent wees in die keuses wat ons maak. As ek besluit ek gaan hierdie jaar oefen, dan moet ek hierdie jaar oefen. En ek moet nie in Februarie begin oefen nie, want die jaar het begin die 1 Januarie. So dis 'n keuse wat ek al laas jaar moes gemaak het, sodat dit hierdie jaar in vervulling kan kom. Want as jy net nie begin nie, gaan jy dit nooit bereik nie. En dis presies wat is met ons geestelike lewe. As jy nie nou al begin bid het om 'n beter geestelike lewe te hê as verlede jaar nie, dan kan ek vir jou sê jy nodig om in te haal. Want hierdie jaar is jou al 11 dae voor. En ons moet besef jou integriteit. Nou vir mense wat nie weet wat jou integriteit is nie, jou opregtheid en jou eerlikheid, dit word saamgevat as integriteit, word bepaal deur of jy jou woord nakom of nie. As ek vir jou sê ek gaan dit doen, dan moet ek dit doen. En as ek dit nie kan doen nie, dan moet ek vir jou laat weet ek kan dit nie doen nie, maar ek sal dit môre doen en dan moet ek dit môre doen of oormôre doen. Wanneer ek vir jou sê ek moet dit doen. Want 'n mens se woord gaan jou vooruit. As jy vir iemand sê ek gaan vir jou bid en jy bid nie, daai persoon het 'n verwagting dat jy gaan bid en jy bid nie. Met ander woorde, God gaan nie ingryp nie want jy het nie gevra nie. En daai persoon gaan teleurgestel word aan God, nie aan jou nie. Ons moet doen wat ons sê ons gaan doen. Ons die name gevat het verlede jaar het ons gesê dat ons soek mense wat gaan werk hier by die kerk, ons verskillende afdelings en mense moet betrokke raak. Is daar name wat op 'n lys gesit het vir sekere afdelings en daai mense het net nooit opgedaag. En as jy op hulle knoppie druk, dan sê hulle nee, maar jy dinge verander. Dinge verander. Alles verander. Tot my haarstyl het verander, ek sien. Sien nou nie 'n takhaar nie, ek sal overdenke. Ek probeer wees as my broer pastoor. Maar ek net nie my hare so spytjie as die pan te groot. Maar wat ek wil sê is net die broer en suster, ons moet 'n keuse uitoefen. En dan moet jy by die keuse volstaan. Anders is jy 'n goeie weesvriend of 'n pappa wat
Weet jy hoe moeilik is dat jy, as jy by iemand kuier, en jy moet eers kyk, en wat se moed is hulle voor jy met begroet. Vandag is hulle die vriendelikheid vanself, môreoggend is dit donder weer. Dis nie normaal nie, ek het nie kwaad gemaak, nie op my uithaal nie. Maar dit gebeur, mense is so. Jy goeie nagrus gehad nie, nou is dit almal se skuld. Ons moet sekere goedjies wat ons nie kan verander nie, moet ons aanvaar. Ek gaan nie meer die Comrades kan hardloop nie. Dank die Vader vir dit. Maar dit help nie, ek sê ek gaan nie na die Comrades hardloop nie, dis nie haalbaar nie. My knie gaan nie eens wat ek uit Pretoria Noord uit gaan nie. Praat ons nie van die asem nie. Maar, my liewe broer en suster, as jy ding besluit het, dan moet dit realisties wees, en wanneer dit realisties is, dan kan jy dit najaag, en wanneer jy begin met ding na te jaag, dan stop jy mos nie voor jy klaar is. Die woord sê ons moet volhard tot die einde. Waar is die einde? By die wendpaal. As ek die Comrades hardloop van Pietermaritzburg af, en ek gaan Durban toe, en dan kom ek by Polly Shots en ek besluit, nee, ek het allemaal al vooruit gehardloop. Ek was eerste gewees hier die eerste stukkie, ek stap. Kan jy daar gauw met al die kruis hier daar in Durban kom? Hulle gaan nie eens jou na aftiek nie, want jy was nergens. Daai eerste stukkie het nie getel nie. Mense spring weg hier in die begin van die jaar, en hulle gaan alles doen. Hierdie jaar gaan ek besigheid doen, broer, hierdie jaar gaan ek dit, en ek kan dat, en ek kan dit vir die Here. En ek... Jy hart is jy so moeg. Tot jou moeg is moeg, jy wil niks doen nie. Dis hoe dit werk nie. Jy moet die pas so vat dat jy kan volhou. Jy kan nie met die Comrades wil wegspring en 100 meter atleet wil wees, en dan dink jy gaan die Comrades wen nie. Jy moet weet hoe om die pas te vat wat jy moet vat om te volhard, om te kan bereik wat jy wil bereik. Jy kan nie matriek wen deur die eerste kwartaal goed te doen. Jy moet die hele jaar goed doen sodat jy matriek kan kry. Verstaan jy wat ek sê, my liewe broer en suster? Jy kan nie hier wegspring en sê, hierdie jaar is my jaar vir die Here. Dis wonderlik as jy dit sê, maar dan moet jy dit verstaan doen, want God het gehoor wat jy sê. Nou sê jy, maar jy is nog nie in jou binnekamer nie. Jy bid niks meer as in die verlede nie. Jy is nog nie dieselfde grappie ou toppie as wat jy was. Jy het niks verander nie. So jy het net gepraat. Jou ja was nie ja nie, jou ja was sommer net snack. Ons moet 'n keuse uitoefen vir alles wat ons doen. Want jou integriteit is daaraan gekoppel. Mense kyk en sê hulle, hierdie is 'n pastoor, maar hy weet nie wat hy gesê het. Of hierdie gaan na die kerk toe, maar hoe praat hy? Of wat hy sê, né? Hoe praat hierdie antie, want hy's 'n kerkantie. Tot die honde vlug as hy by die huis kom. Maar as jy altyd eerlik is in wat jy sê, dan weet ander mense dat hulle jou op jou woord kan neem. As jy vir iemand sê, ek gaan dit doen, moet hulle weet, hulle kan nou los, hulle kan rus, jy gaan daarby uitkom, jy gaan dit doen, want jy is 'n man of 'n vrou van jou eer. As jou ja is, dan staan jy bekend as iemand wat hom of haar woord geslaan het. Hoor jy? Jy moet nie ja maar nie. Opregtheid is vandag so skaars dat 'n mens voel jy wil alles beklemtoon as jy opreg is. Jy moet ek gaan dit vir jou doen sodra ek beloof. As jy moet sê jy beloof, is jy self nie seker nie. Jy moet jouself oortuig jy gaan dit doen. Jy hoef nie te beloof nie, as ek gesê het my sis ek gaan dit doen, dan moet jy weet en ek moet weet ek gaan dit doen. Want God het gesê ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou voorsien in elke behoefte. Nie maar nie. Ons weet, jy moet lewe volgens die woord van God en sy wil, en dan sal jy kan vra en jy sal ontvang. Maar hy is nie voorwaardelik nie, hy sê, ja, jy bid ek moet jou bless, maar ek gaan jou nie bless nie, maar wat het jy gister gedoen? Maar, nee, God maar nie. Hy sê dit sal, nie maar nie. So verander jou maar met sal. As iemand is wat bekend is dat jy altyd die waarheid praat, sal dit nie nodig wees om te sê ek beloof, of ek sweer nie. Ek sweer ek sal jou nie teleerstel nie. Jy het my klaar teleurgestel, want jy weet, jy wil jou self oortuig. Jou woord moet jou eer wees. Ek het ander dag toe die huwelik bevestig het hier so, en ek doen dit baie keer op die huwelik bevestig, as die mense hulle regterhand vir mekaar gee. Die regterhand, né? Dat hulle nou die huweliksformulier gaan bevestig. Weet ons voorouers, as ek en Maak 'n deal gemaak het, en ek sê vir Maak, ek koop jou besigheid,
En hy sê, hy soek soveel van sy besigheid, dan kom ek en dan skik ons blad, dan sê ek, maak, ek koop jou besigheid, dan vat hy my hand en hy sê, ek verkoop my besigheid aan jou. Maar nou kom ek nie reg in hierdie week nie, oor 2 weke kom aanhou by hom en sê, maak, ek hoor jy my besigheid verkoop. Ja. Ek heb hom klaar verkoop. Maar vir hoeveel? Soveel. Nee, maar ek gee jou dubbel dit. Is maak nou 'n man van sy woord as hy sê, nou, vat jy hom maar. Nee, want jy sien ons ou boer het 'n plaas verkoop op 'n handdruk. Hy het sy bakkie geruil vir 'n trekker op 'n handdruk. As ek my woord gegee het en ek het bevestig dat hier is 'n transaksie, dan het dit vasgemaak. Die woord was die eer, was nie kontrakte nie. Jou eer was jou kontrak. En hoeveel mense kan vandag kan jy vertrou dat as hulle vir jou iets gesê het, dan gaan hulle dit doen. Hierdie kerk sal uit sy naam uitgebars het as almal die geld al gegee het wat hulle beloof het as ek vir hulle bid. Dat as road accident van uitbetaal. Dan gaan hulle ons bless. Ons sal hulle taxi service gehad het van al die kombies wat ons al gehad het. Want almal wat road accident van totaal kry, pastoor, bid vir ons al hierdie goed regloop asseblief, want as dit regloop kan ons hulle bless met 'n bussie. Sy prys die Here, ek bid vir jou anyway. Die bussies kom nie. Die geld het gekom. So hoeveel mense staan nog regtig op hulle eer? Mense se woord beteken vandag niks. Plegtig in die kerk beloof hulle, ek sal jou nooit verlaat nie. Tot die dood ons skei en dan? Eerste keer wat sy tantrum gooi en sê, nee, dis nie waarvoor ek opgesaal is nie. Dis nie waarvoor ek my ingelaat het nie. Ek klap het dood, ek gaan. Nee, dis nie wat jy gesê het, toe jy gesê het forever nie. Mense se woord beteken vandag niks meer nie. Jong man en jong vrou ontmoet mekaar vanaand. Oormôre sê hy is lief vir haar, dan slaap hy saam met haar. Wat liefde tyd gehad ontwikkel in 3 dae. Maar sy vat sy woord, want sy voel sy het 'n bietjie liefde nodig. En as hy geskor het, is hy weg, soos mis voor die son. Hy het mos nog gekry wat hy wil gehad het, en sy sit nog met die ellende. Dis hoe mense is vandag. Die wêreld is onder beheer van die duiwel, mense, ons moet besef. Jy kan nie meer mense vat op hulle woord nie. Nou ek sê nie jy moenie mense vat op hulle woord nie, want dit is veronderstel om te wees dat ons almal moet kan vat op hulle woord. Maar ongelukkig is almal van ons so teleurgestel dat jy het nie meer die vrymoedigheid om iemand se woord te vat nie. En ons moet 'n verskil maak sodat mense op ons kan begin vertrou. Amen. Amen. Courtesy staats dit hou. Ons begin in ons kerk, in ons gemeente, in ons familie om 'n verskil te maak sodat ander mense weer kan leer om mense te kan vertrou. Want hoe kan mense God vertrou? Dat hulle nie kan sien as hulle mense wat hulle kan sien nie kan vertrou nie. Amen. Wanneer jou ja is en jou nee is, dan weet mense presies waar hulle moet staan. Jy kan nie dubbelstandaarde hê. Hierdie persoon doen iets verkeerd, maar hy's net 'n kennis van my. Hierdie ou doen dieselfde fout as 'n vriend van my. Hierdie een sin is alright, maar hierdie een word bearbei. Nee broer, dit werk nie so nie. As jy moet vermaan, moet jy eendragtig vermaan. Jy kan nie ander mense bevoordeel nie. God sê hy trek niemand voor nie. Ons mag ook nie mense voortrek nie, ons moet vir almal lief wees. Maar jou woord kan net jou woord wees as jy beginsels vas staan. Ek het jou gesê, moet ek nog gaan vir 'n paar 'n koeldrank koop by die Pakistani om die hoek. Om 'n paar dors is, maar gister toe Boetie was vir 'n ou koud. Toe kan hy nie 'n koud kry nie, want hy mag nie aan rondloop nie. Jy sien dubbelstandaarde. Boetie, jy kan nie so met ma praat nie. Maar Boetie sien dat pa so met ma praat, so wat is die verskil? Hy maak ons soos wat pa maak, is dit nie so nie? Wat ons nie besef nie, is woorde weg, maar voorbeelde trek. Jy kan vir 'n kind sê, moenie dit doen nie, as jy dit doen, gaan dit doen. Praat jy lelik in jou huis, dan sê jy vir jou kinders, hulle moenie vloek nie. Dan ben jy so praat, oor die papegaai, wat vir jou beskande steek. Maar wanneer jou beginsels gebaseer is op God se woord, en dit wat hy daarin beveel, dan is jy geloofwaardig en standvastig. Dan weet mense waar hulle met jou staan. Jy moet nie maar eers kyk as ek uit die kombi uitkom, kyk wat naby is, ek voor jy met groet nie. Hy is wel net oor die kerk, ek weet nou in sy pad kom nie. Is ek dan 'n verteenwoordiger van Jesus Christus? Moes die mense eers kyk hoe lyk Jesus? Hier is vandag onweerbaar, maar ek gaan dat hy vir my bid. Nee, Jesus was liefde. Ons is God se, ons het sy karaktereienskappe of veronderstel met hy op aarde. Ons is volgelinge van Jesus.
Ons is verteenwoordigers van Jesus. En as ek 'n verteenwoordiger is van Jesus, dan moet ek staan op sy beginsels. Jy kan nie daardie beginsels prys gee om ander mense se verkeerde dade te regverdig of te akkommodeer. As 'n ding verkeerd is hy verkeerd. Maar verkeerd in God se oë is verkeerd vir 'n kind van God. Hoor jy na my? As die Bybel sê is verkeerd, dan is dit verkeerd. Dan kan jy dit nie regmaak deur net ietsie daar buite las nie. As jy sê mag jy steel nie, dan moet jy nie steel nie. Jy kan nie sê maar ek nie steel nie, ek het dit gevat of hom doen dit. Daai vat sonder toestemming is steel. Jy kan dit die naam gee wat jy wil, as die daad nie reg is nie, is dit verkeerd. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie amper reg of amper verkeerd nie. Die enigste woord in Afrikaans wat ek nie kan verdra nie is amper. Wel ek sal vir jou sê amper bestaan nie. As jy amper kos gekry het, is jy nog honger. Is ek reg? As jy dit amper gemaak het met die motorfiets, dan het jy dit nie gemaak met die motorfiets. Amper bestaan nie. Dis nooit iets te versag. Jy is pastoor, ek was amper gelukkig. Met ander woorde, jy is eintlik ongelukkig. Want as jy gelukkig was jy gelukkig. Kom jy sê amper. Verstaan julle wat ek sê? Daar is sekere goed wat dit nie hoort nie. Dit amper en maar. Dis die maar met 'n AA nie, A1 nie. Dit is so. En die ander is skynheilig. Alright. So, as jy amper geëet het, jy nog honger. As jy amper 'n goeie dag gehad, jy eintlik 'n mislukte dag gehad. Nee, anders jy gesê ek het 'n lekker dag gehad. Nou ek het amper 'n lekker dag gehad. Beteken niks. Jy praat baie, maar jy sê niks. Dis of lig of is donker. Jy verduidelik. Sit daar gou lig se bloed is. Ek kan nie daar gaan as ek hierdie kamera. Is dit donker op die voorhoog, né? So kom daar. Dankie. Ek gaan jou nie verder besig hou nie. So daar's 'n verskil tussen donker en lig. Kan dit amper donker of amper lig wees? Nee. Donker is donker. En lig kan minder lig hê. Dan het 'n dimmer switch. Daai liggetjie maak nie nou dat hy donker is, maar hy's nog aan. Is hy aan of is hy af? Hy's aan. So as die lig aan is daar lig. Stem jy met my? Maar as hy af is dit donker. So as jy amper lig gehad het, is jy nog steeds in die donker. As jy amper 'n suksesvolle houding het, verhouding met jou vrou. Sorry John, hy's moeilik. Want amper werk nie. Wat het ek op konstruksie gedoen het, ek op my site kom en ek kyk hy lyne so, my oog, jy sien nou lyn wat skeef is. Omdat ek soveel jare konstruksie gedoen het. As ek al roep, ek sê, is hierdie lyne reguit? Is. Amper. Amper. Het hy nie pakslag gekry. Wat verkeerd aan God se oë is verkeerd in 'n kind van God se lewe. Jy kan nie verkeerde dinge doen en dink jy gaan dit regverdig deur iets te sê. Lig en donker meng nie. Dis grys. Daar is nie 'n ding soos grys nie, dis wit of swart. Jy kan nie hemel toe en hel toe gaan nie, jy gaan of hemel toe of jy gaan hel toe. Seker? Jy kan nie dood en lewe nie. Dis of lewe of dood. Daar is nie 'n goue middeweg nie. En as jy nou halfpad in die lewe is, daar in die hospitaal met masjiene waaraan jy gekoppel is, is jy amper dood of amper lewendig? Nee, jy is lewendig, want jy lewe nog. Maar wanneer dit nie meer werk met die masjiene of wat ook al, dan is dit finaal, dan is dit sterf, nee. En ek wil net hier met hierdie konsep verstaan, daai ding van amper en van maar, dit bestaan nie. Dit is so of dit is nie so nie. Jy mag miskien jou waardes wat vaar om dinge van die wêreld te akkommodeer, maar is dit God se wil? God sê ons moet regverdig wees, want hy is regverdig. Is dit goed genoeg as jy amper regverdig is? Nee, want jy skiet nog tekort, jy moet regkom. En as jy ontrou is aan God en sy beginsels, dan spreek Jakobus 4 vers 4 jou toe en sê, weet julle nie julle ontrou is?
Dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Wie wat hier sit vandag wil 'n vyand van God wees? Ek glo nie. Maar as jy 'n vriend van die wêreld is, met ander woorde, as jy maar en amper, dan is jy 'n vriend van die wêreld. Want jou woord is nie jou woord nie. Jou ja is nie ja en jou nee is nee nie. As jy 'n vriend van die wêreld wil wees, kan jy nie 'n vriend van God wees nie, want jy kan nie twee gode dien nie. Daarom, my liewe broer en suster, moet jy vas staan in God se beginsels en moenie toegee aan die dinge van hierdie sondige, ongelowige wêreld nie. Jy kan nie dinge aanvaar, want dit is die beste ding om te doen. Die beste ding om te doen is om te verseker dat jy hemel toe gaan. Jesus Christus het reeds die prys betaal. As Jesus amper die prys betaal het, dan het nie van ons hemel gemaak. Die volkome prys is betaal. Jy kan volkome oorwinning behaal. Jy kan dit net doen deur die bloed van Jesus. Maar ek kan nie dinge aflê as ek nie kan dinge erken in my lewe wat verkeerd is nie. Ek moet introspeksie doen. Ek moet kyk, waar skiet ek tekort? Wat doen ek verkeerd? En dan moet ek ons daaraan werk, sodat dit nie meer my lewe beheer nie. Is jy met my saam? So, dinge wat 'n skeiding gemaak het. Onthou as jou lewe van laas jaar vir jou nie vreugde afgewerk het nie, né? As dit nie vir jou opwinding verseker het nie. As dinge soos wat jy dit laas jaar en die jaar voor en die jaar voor nie vir jou gewerk het nie, hoekom wil jy dit weer hierdie jaar doen? Hier was die begin van die jaar, as wat ek vir sê, gee Jesus 'n kans, jy het niks om te verloor nie. Dit het in elk geval nie gewerk nie. So die ergste wat kan gebeur is, dit kan nie werk nie. Maar gee Jesus 'n kans en hê verwagting en dan gaan jy sien hoe gaan jou hele lewe verander. Jou omstandighede gaan verander. Jou verhouding gaan verander, jou huwelik gaan verander, jou kinders se gesindheid teenoor jou gaan verander. Alles gaan verander. Want wanneer God op die toneel verskyn, kan dinge mos nie van die wêreld wees nie. God sal jou seën en hy gaan vir jou deurdra. En ek gaan vandag bid. Ek het 'n gebed uitgeskryf wat ek gaan lees, want dit kom uit my hart uit. En wanneer ek hierdie gebed bid, is dit lang ding, jy hoef nie alles agter my aan te sê nie, want dit gaan nader aan klink soos die Drakensberg se seunskories op. Maar wanneer ek insin, ek gaan die sinne opdeel. As ek stop en jy stem saam, dan sê jy ja, Here. Dan lees ek die volgende en as jy saamstem, dan sê jy ja, Here. Ek sê nie vir jou, jy moet ja, Here sê nie. Die Heilige Gees binne in jou sê, of jy moet sê ja, Here. Dat jy net saamstem, want as jy met my saamstem, dan praat jy saam en dan is daar ooreenstemming. En God sê wat 2 of 3 oor 'n saak saamstem, en oor bid, so sal dit wees. En hy wat bid, vir hom sal dit te beurt val. So, en dan op die einde, dan gaan ek sê amen. En dan kan jy saam met amen. Alright. Want anders gaan baie mense amen en dan maak hulle oop en dan sit ek geskarrel hier. So, as jy met my saamstem, en onthou ons as jy besig aan die begin van die jaar, is besig met 'n God, wat geen tydsbeperking het. En dan het jy, soos die duiwel homself gelewe in die afgelope tyd, tot en met vandag, dat ek vir jou sê, solank as dit daar asem is, dit daar hoor. Moenie opgee op jouself nie, want God sal nie op jou opgee nie, maar jy moet vandag die keuse maak, om te doen, wat God wil hê jy moet doen. Amen. Want dit is nog sy Heilige Gees wat in ons inwonend is. Dis sy Heilige Gees wat ons die mens maak wat ons kan wees, as ons dit wil wees. Amen. So, ek gaan vra dat jy oogies toemaak en dan, as by einde van die sin kom en jy voel, ja, jy stem saam, ons sê net, ja, Here. Almagtige Hemelse Vader, ons God, ek kom vandag na U toe en ek, Here, ek noem dit U. Ek noem dit ek, sodat elke boet en elke sussie self die geleentheid het om U te kan praat, want as ek sê ons, Here, dan is dit vir algemeen. Daarom sê ek, Here, ek kom vandag na U toe in die naam van Jesus, met die besef en die wete, dat geestelike oorlog 'n werklikheid is, maar die oorwinning aan U behoort, Here. As jy saamstem, sê ja. U woord verseker my in 1 Korintiërs 15 vers 57, dat U aan my die oorwinning sal gee deur Jesus Christus. Amen. Here, ek vra vir totale deurbraak oor elke vertraagde en geblokkeerde seëning op my lewe en op elke vlak van my lewe. Ek vra, Here, breek die kettinge wat my terughou, kettinge van vrees, beperking en teleurstelling. Here, breek siklusse wat vooruitgang gekeer het om nou te manifesteer
Here, breek die neergedruktheid, teleurstelling en elke ander vorm van geestelike weerstand. Waar ander mislukheid, Here, laat U hand geslaagd sal wees. Waar uitkoms verhinderd was, laat U wonderwerke bespoedig word. Waar omstandighede onmoontlik blyk, laat U krag ingryp met mag en helderheid. Here, rig my tree in lyn met U perfekte plan vir my lewe, sodat elke aksie wat ek neem, vrugte sal voortbring. Omring my met U engele, om my te beskerm, te lei en op te lig. Open die deure wat vir my voorheen geslote was. Laat U guns wat bonatuurlik is, my vind en oplig, bo die opposisie. U woord verseker my, Here, in Jesaja 54 vers 17, dat geen wapen wat teen my gesmeer word, enige iets sal uitdruk nie. Ek verklaar nou dat alle weerstand tot my deurbraak nou vernietig is. Elke hindernis of versperring, sigbaar of onsigbaar, is gekanselleer deur die krag van die Heilige Gees. Laat elke oorwinning nou vloei deur alle areas van my lewe, geestelik, finansiëel, emosioneel en in my verhoudings. Ek ontvang hierdie deurbraak vandag nou, in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Hiervandaan beweeg ek nou vorentoe met vrymoedigheid, met blymoedigheid, met selfvertroue en met vreugde. En ek verklaar nou totale oorwinning oor elke afdeling en deel van my lewe in die naam van Jesus Christus my verlosser. Amen. Amen. Ons gee die Here lofoffer. My liewe broer en suster, as jy dit vandag gebid het met opregtheid van hart, is daar niks wat die duiwel jou kan mee laat doen. Amen. Jy is vry van enige ketting of elke vloek of enige binding wat jou vasgehou het. Jy is vry in die naam van Jesus. Jy het dit gespreek en luister mooi. God said it, I believe it, and that settles it. As God gesê het, dis wat ons moet doen, dan is dit wat ons doen, en dan sal hy doen wat hy beloof het om te doen. Amen. Van elkeen van julle daai seën ervaar wat jy vandag voor gebid het. Amen.